verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van God gaan op. En die heerlikheid van God gaan op oor jou. Halleluja. Nou, dan sal, moet jy net verander met het. Want het Jesus aan die kruis gesterf en het Jesus dit klaar gedoen? Yes, definitely. Amen. So ons sing hierdie lied, staan op verlig wat jou lig kom. En die heerlikheid van God gaan op. Die heerlikheid van God gaan op oor jou. En die duisternis sal die aarde oordek en diep donkerte die mense. Maar oor jou, sê maar oor my, oor my skyn 'n lig en die heerlikheid van God sal gesien word oor jou. Nasies sal na jou toe kom en volke sal kom na jou glans toe. Nou as jy hierdie mooi lees en jy onderstreep die woorde hierso, dan sal jy sien dat dis lig, dis heerlikheid, dis weer heerlikheid, lig, heerlikheid, lig en glans. So, dit is alles woorde vir glorie en glans. Amen. Dit is die wil van God dat elkeen sal skyn met sy heerlikheid. Want hoe anders sal sy koninkryk kom? Niemand sal toch kom na 'n donker, dooie, vrot, spul beeld. Stem julle saam? Maar nasies sal kom, soos wat hy sê in Jesaja 60, en volke sal kom na glans toe. Jy sien tot die motte en die muskiete en allerhande goed. As jy 'n lig aansit, dan kom hulle na daardie lig toe. En dis presies wat die Here hier sê. Nou my gebed is dat sy heerlikheid jou sal oordek. My gebed is regtig waar, dat sy heerlikheid jou sal oordek, soos 'n kombers. Dat jy vandag hierdie les sal meng met jou geloof en dit vir jou sal vat. En dat jy sal uitstaan as 'n baken vir jou familie, in jou straat, in jou dorp. Staan uit as 'n lig wat skyn, as 'n helder lig, as 'n floodlight. Amen. In 'n donker wêreld is jy 'n koel lafenis in 'n snikhete dag. Mense, as daar mense is wat nie meer wil aangaan of kan aangaan, want hulle het so moeg geword, dan is jy die aanmoediger, jy is die een wat sê, nee, moenie opgee nie, môre sal dit beter gaan. Halleluja, dat van julle wat die gawe van aanmoediging het. Amen, prys die Here daarvoor, onthou asseblief, ons moet weet wat is julle gawes, en ek weet, Johan, een van jou gawes is aanmoediging. Nee, Johan, amen, Johan moedig altyd aan, en dit is so mooi, en dit is so nodig, want weet jy wat, baie keer beland almal van ons, nie party van ons, nie, almal van ons kom op 'n dag wat jy voel, oh my soul, dinge is moeilik, en dat jy iemand nodig wat vir jou sal sê, nee, oulikie, het iemand nodig wat vir jou sal sê, oulikie, moenie worry nie, moenie worry nie, oulikie, jy sal sien, alles is reg, en God is in beheer. Laat jy wees 'n boodskapper van opbouing en troos. Moet tog nie iemand wees wat altyd die negatiewe versprei oor ons land en oor ons ou volk en oor ons ou politiek en oor ons alles nie. Wees jy tog die boodskapper van hoop wat hoop bring en sê, man, moenie worry nie, God is op die troon. God sorg vir elke een van ons en God sorg dat jy elke dag asemhaal. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Nou, God het die mens gemaak vir Adam en Eva en God het hulle geseën en hulle was bekleed met die heerlikheid van God. Hierdie heerlikheid van God het oor hulle geskyn. Want as jy gaan lees in Genesis 2 vers 25 en die man en die vrou was altyd na, maar hulle het hulle nie geskaam nie. Hoekom het hulle nie geskaam nie? Want hulle was oordek met die heerlikheid van God. Onthou nou, dis voor die sondeval. Maar deur ongehoorsaamheid verloor hulle hierdie bedekking wat genoem word die heerlikheid van God. Nou die gevolge was baie erg. Hulle is verdryf uit die tuin uit. Eva sou nou pyn hê met die geboorte van haar kinders. Adam
sy ou vel sal vol dorings en dussels wees en hy sal elke dag moet sweet om liggaam en siel aan mekaar te hou. Dankie tog, dit het nie so gebly nie. Dankie tog, die Here het gesien dat die mens is nou regtig waar in 'n onbenydenswaardige situasie en God het sy seun gestuur om ons te verlos van hierdie ellende. Nou, ek wil hê jy moet na Hebreërs 4 toe gaan. Gaan na Hebreërs 4 toe, ek wil vir jou hier iets wys. So by the way, ek praat vandag van die kroon van glorie. Die kroon van glorie. En soos wat ons vorder, sal jy sien waar pas dit in. Die kroon van glorie. Die kroon van glorie wil die Here gee vir almal wat getrou en gehoorsaam is aan sy stem en wat hy vir hulle sê om te doen. Dit is vir pastore, maar dit is ook vir selfleiers. Dit is vir musikante wat luister en doen wat die Here vir hulle sê. Dit is ook vir mense wat niks anders te doen as om net fondse te gee vir die koninkryk van die Here nie. Dit is vir mense wat elke Sondag opdaag en die voorportaal vee. Dit is vir mense wat elke Sondag kom en sorg dat die toilette skoon is. Dit is vir mense wat gereeld en getrou sorg dat die erf skoon is. Dit is vir mense wat ander mense gaan op en aflaai. Dit is vir mense wat die teekoppies was as almal klaar tee en koffie gedrink het. Maar dit gaan oor gehoorsaamheid. Kroon van glorie het julle Hebreërs 4 gekry. Amen. Kom ons lees vers 4. Want hy het erns van die 7de dag so gespreek en God het op die 7de dag van al sy werke gerus. En nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Terwyl dit dan so is dat sommige daar ingaan en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie. So hoe gaan jy in hierdie rus en hierdie heerlikheid van God in? Deur gehoorsaamheid. En ons sien dat deur ongehoorsaamheid kon baie van hulle nie in hierdie rus ingaan nie. Nou bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag, en hy sê, soveel later, soos wat hy deur Dawid spreek, soos gesê is, vandag as jy sy stem hoor, verhard julle harte nie. Verhard julle harte nie. En hy sê, daar bly dis 'n Sabbatsrus ook vir die volk van God, want wie in sy rus ingegaan het, rus self ook van sy werke, soos God van syne gerus het. So, ons sien dat Adam en Eva het die heerlikheid van God verloor deur hulle ongehoorsaamheid. God het hulle gesê, van al die bome in die tuin mag julle eet, maar as een boom, die boom van kennis van goed en kwaad, waarvan julle nie mag eet nie. En deur ongehoorsaamheid het hulle daarvan geëet. En daar het hulle bevind dat hulle naak is en die mens en sy vrou het hulle self geskaam, want hulle het toe agtergekom dat hulle naak is. En daardie aand, in die aandwindjie, roep God na die mens en hy sê, Adam, Adam, waar is jy? En Adam antwoord en hy sê, Here, hier is ek. En die Here sê vir hom, nou hoekom kruip jy weg? Hy sê, ek is skaam. Die Here sê, maar hoekom is jy nou skaam? Het jy geëet van die boom van kennis, van goed en kwaad, dat jy nou die heerlikheid verloor het waarmee jy bekleed was? Nou ek parafraseer nou, jy kan dit self gaan lees in Genesis 2, 3 en 4. En ons sien dat hulle was nou skaam geweest. Nou het hulle skuldgevoelens gehad en alles. Nou, die Here wil vandag al jou skuldgevoelens van jou af wegvat. Hoor jy vir my? Hy wil jou skuldgevoelens van jou wegvat. As jy in geloof is, as jy in Jesus Christus is,
uit die skuldgevoelens geen vat aan jou nie. Amen. Want die bloed van Jesus is 'n kosbare, nie 'n bedekking nie, maar dit is iets wat jou skuldgevoelens wegwas, wegvat, elimineer. Dit bestaan nie meer nie. So hoekom sal jy skuldig voel? Dis hoekom hy sê in Hebreërs, hy sê, kom met volle vrymoedigheid na die troon van genade, sodat jy gehelp kan word, want jou skuld is weggeneem. Halleluja. Nou sien ons in Hebreërs, sien ons, laat ons dan beywer om in te gaan, is vers 11, in die rus, sodat niemand in dieselfde lot val as hy ongehoorsaam is nie. Hebreërs 5 vers 8 moet ons lees. 5 vers 8, ons moet ons lees. Hy, hoofletter, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Jesus Christus het aan die kruis swaar gekry en hy het gelei vir my en vir jou. Maar hy het swaar gekry en gelei as 'n onskuldige offer. Hy het geen skuld, geen sonde, geen vlek, geen rimpel op hom gehad nie. Gaan nou na Filippense 2 vers 5 toe. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Jesus Christus was. Hy wat die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word en in gedaante gevind as mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Sien jy, hy het nie nodig gehad om dit te doen, want hy het geen sonde gehad nie, maar hy het homself neergelê en hy het gesê, ek is gehoorsaam en ek sal die prys betaal, sodat ek en jy kan vry wees. En daarom het God hom verhoog en hom 'n naam gegee, wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig en elke tong sal bely, wat bo en onder en op die aarde is, sodat hulle onberispelik en sonder gebrek kan wees, kinders van God. En daar is die heerlikheid van God herstel in jou lewe. Daar is dit herstel. Dit wat Adam en Eva weggegee het vir die ou slang, daar het God dit teruggegee. Die heerlikheid wat hy vir jou gegee het. Julle onthou, ons het teruggedoen die gebed van Jesus in Johannes 17. Johannes 17 sê hy, Vader, ek het hulle u heerlikheid wat u my gegee het ek vir hulle gegee. Dis glorie, dis glans, dis heerlikheid. Nou, daar's 3 soorte glorie en ek gaan gou vir julle 3 Griekse woorde gee. Die eerste een is intrinsieke glorie wat kabou is. Kabou, K-A-B-O-T, kabou. Dis intrinsieke glorie. Dis glorie wat God besit, nie oor wat hy doen nie, maar oor wie hy is. God is van nature so mooi en sy karakter is so vol van liefde en dit is sy intrinsieke glorie. As jy aan God dink, moet jy dink aan God se glorie. As jy kyk na Jesaja 6 van die engele wat voor die troon gestaan het en het gesê heilig, heilig, heilig is die Here God almagtig. Die aarde is vol van sy glorie. Amen. Psalm 19 vers 1 sê hy die hemele verkondig die glorie van God. En soos ek nou gesê het, Jesaja 6 vers 3, die aarde is vol van sy glorie. Dis intrinsieke glorie, dis kabout. En dit is God. Mense, as ek of jy vandag vir God moet sien in sy glorie, gaan jy gaan nie kan staan in die eerste plek. Jy gaan op jou aangesig neerval. So mooi en so wonderlik
en so vol van glorie is God. Halleluja. Sy pragt, sy majesteit en hoe hy blink en hoe hy skyn. Nie een van ons sal kan staan nie. So dis sy intrinsieke glorie. Dis wie hy is. Dan het ons 'n gemanifesteerde glorie en dit is die Shekinah heerlikheid van God of doxa. Dis die gemanifesteerde heerlikheid van God. En dit het hulle gesien in die woestyn. Die Israeliete het dit gesien, want hulle het die wolkkolom gesien in die dag en die vuurkolom in die nag. En dit was God se gemanifesteerde glorie. So God het toegelaat dat hierdie glorie van hom manifesteer hierso, sodat dit kan iets beteken vir die mense wat hier is. Daar's baie voorbeelde in die Bybel van God se gemanifesteerde glorie. En as jy vat in die tempel, waar hulle die tempel ingewy het, kon die priesters, die Shekinah heerlikheid van God was in die tabernakel. Die priesters kon nie staan om hulle werk te doen nie, want die gemanifesteerde glorie van God was so sterk dat hulle kon nie staan nie. Nou baie keer in dienste sal God se glorie manifesteer. En dan wanneer ons vir mense bid, dan kan hulle nie staan nie. En mense vind dit vreemd, maar waarom kan hulle nou nie staan nie? Want God se glorie is 'n groter krag as jou bene se krag. Amen. Jou menslike krag, hierdie krag is 'n groter krag as God se krag. Override dit heeltemal. Amen. Amen. Ja, wie van julle het al onder die anointing geval en julle was soos 'n lights out gewees en julle was verlang uit. Halleluja, halleluja. Ja. Amen. So, dis die lekkerste plek om te wees, is om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Wie van julle is bang daarvoor om onder die anointing te val? Wie van julle is bang daarvoor? Daar's baie mense wat vrek bang is daarvoor. Moenie bang wees vir die Here nie. Die Here se heerlikheid is daar om jou te bless en om jou sterk te maak, om jou olie te gee waar jy olie nodig het, om jou 'n oil change te gee as jy 'n oil change nodig het. God se glorie is daar om jou 'n nuwe engine te gee as jy 'n nuwe engine nodig het. Halleluja, halleluja, halleluja. Baie jare terug het dit sleg gegaan met die bediening en ons het daai tyd aanddienste gehad en ek het die aand hier voorkom staan en ek het gesê, jong, julle moet 'n bietjie vir my bid, jong, dit gaan 'n bietjie sleg met ons. Pastoor Jan, hy onthou daai tyd, ons het niks geld gehad nie. Ons moes hierdie gebou sy huur betaal. Wat moes ons nog betaal? Ek weet, dit was 'n klomp goed wat ons moes betaal. Daar was soos 'n zoet, niks geld nie. En ek het hier gestaan en ek het gesê, ag bid asseblief vir my, en 3 broeders het vir my gebid. Ek kan nie onthou wie hulle was presies nie, maar ek het hier geval onder die anointing en ek het begin lag, soos wat jy nog nie in jou lewe gehoor het, lag nie. En ek het gelag en gelag en gelag. En wat het Ewert gesê? Wat het Ewert gesê? Lag jy nooit by die huis nie? Ja, Ewert het gesê, maar lag dan nie dan nooit by die huis nie, dat sy nou so lag. Want ek het so gelag nie, ek kon nie ophou lag nie. En nou nie vir my vra waaroor het ek gelag nie. Want, nou, hulle het my so in die kar gesit. En daai tyd was die kinders nog in die huis. En, ek weet Corneille het gesê, pa asseblief, ry die agterstraatjies. Moenie laat die mense by die straat sien nie, blyk my ma nie, jy verstaan. En ek het aangehou lag en aangehou lag en aangehou lag, die oom moet my niks doen nie.
daai aand toe hulle vir my vra, "Nou gaan ons dan nie 'n ou broodjie of iets eet nie." Toe lag ek hulle uit en sê, "Praat julle van kos?" En ek lag en ek lag en ek lag en ek lag. En ek is baie streng daarop dat ek in die aand my gesig was en my make-up afhaal en al daai tipe van ding. Daai aand, niks. Net so, oor die bed geval, wak, en gelag, die hele nag het ek gelag. En nou is ek soort van in ek is in 'n verleentheid. Verstaan julle? I can't explain it. Ek kan dit nie verduidelik. En nou bid ek sê, Here, wat gaan aan, Here? En dan laat die Here my verder lag, dan lag ek verder en ek lag verder en ek lag verder. En Pastoor Jan, eintlik moet jy kom vertel van toe jy in die tuintjie gestaan het. Ons het daar so 'n secret garden gehad, daar agter in ons yard. So 'n plekkie wat ons gaan altyd sit en ja, jy moet kom vertel. Ja, ons het so 'n tuintjie vir ons daar gemaak wat nou lekker was om te sit en te kuier. Nou stap ek in die tuintjie want ek sal alleen daar. Dink ek aan daai liedjie van The Garden. I'll come to the garden alone. Here, ek voel so alleen vanmôre. Ons het nie geld nie, ons weet nie hoe gaan ons die huur betaal. Toe betaal ons huur aan die ou Jode, want hierdie was 'n Joodse sinagoge gebou geweest. En ons gaan nie eens huur kan betaal, ons betaal huur 'n jaar vooruit. Wat gaan ons doen, Here? En ek begin so half redeneer met Here. Ek sê, Here, weet jy wat? Hierdie bediening was nie my idee nie. Dit was u idee. Vader, u moet voorsien. Dit is u bediening. Dit is soos asof ek 'n bevryding kry. Nou ek sê, Here, behalwe nou die bediening, en ek my vrou het om ontkens gehad. Sy is allemaal so dronk, sy is so 'n dronk mens, sy wil nie ophou lag nie. Want ek vra vir haar, waaroor jy lag jy? Uiteindelik sê sy vir my, ek weet nie. Uiteindelik sê sy, die Here het vir my 'n grappie vertel. Ek sê net maar vertel vir my ook die grappie dat ek ook kan lag. Sy sê nee, sy weet nie, maar dit is iets te doen met Mandela en met EB. Dis daai tyd, dit was in 93, daai tyd wat die land oorgegaan het ons in die verkiesing, onthou julle dit. En wat gebeur toe? Sy kom toe nou by haarself en sy kry 'n telefoonoproep van Helene Watkins wat by die polisie werk. Helene sê, luister, hier is 'n noodsituasie, ons kan nie eers kwotasies vir aanvra nie. Sien julle kans om etes voor te berei vir omtrent 100 polisiemanne. Want hulle gaan nou met skofte werk. Hulle moet 3 maaltye 'n dag kry. 4 maaltye 'n dag kry, want dis nou verkiesing. En hulle verwag nou in hierdie verkiesing groot moeilikheid. Weet daar's mense in ons omgewing wat blikkies kos begin bymekaar maak het. Daar was een oomie wat gewere bymekaar gemaak het, almal kom sien het en sê, luister, ons moet reg wees, want hierdie land gaan nou in 'n groot mors wees. En in daai toestand, ek dink myself, dis ernstige tye, en hier lê sy 'n lag. Jy weet, sy is veronderstel om nou ook bekommerd te wees oor die tye, jy weet. En nou kla ek teenoor die Here, ek sê, Here wat, en Helene sê, kan julle help? En sy in haar dronkenskap sê vir Helene, ja, sure, geen probleem. Ons sal 4 etes verskaf vir 100 polisiemanne per dag. Mense, ons huis word omskep in 'n kookplek. En ons maak kos. En die broers en susters het ons kom help. En weet jy wat's wonderlik? Daar was 'n atmosfeer, 'n heerlikheid van die Here, wat almal aangetast het. Daar was geen onder ons nie, almal het saamgewerk, almal het begin lag. Die lag wat sy gehad begin oorgaan op ons almal. En ons het daai 4 etes verskaf. En toe daai tydperk van 'n week, 3 weke, hoe lank is 2 weke? Dit was 10 dae. 10 dae verby is, die fondse wat ons gekry het ons meer in staat gestel, nie net om die huur te betaal. En op daai punt te gee die ou Jood bes, en hulle wou nie die gebou te sê, wil jy nie die gebou verkoop nie? Toe koop ons die gebou. En ons kon 'n groot deposito reeds neersit.
Die res het ons al afbetaal en nou is die gebou klaar betaal vandag vir ons. So kyk die wonderwerk van die Here. Jy weet, mense kan jare vat om iets reg te kry. Die Heilige Gees kom in 'n paar sekondes en hy verander alles. Die heerlikheid van die Here is 'n werklikheid en is nou hier vir ons. Halleluja. Amen. So, dit was so snaaks, want ek vra vir die Here, waaroor lag ek nou eintlik, Here? Want 'n mens wil dit met jou verstand uitredeneer. Ouens, jou verstand is jou grootste vyand, want jy redeneer met jou verstand. 2 en 2 is 4 en 4 en 4 is 8. En as ek nou nie dit kan doen nie, dan kan ek nou nie dat doen nie. En dis hoekom ek altyd sê, gaan in die Gees in, want in die Gees is daar geen beperking nie. En die Gees is alles los en oop en vry en verniet en oorvloedig en wonderlik. En so die Here het vir my gesê, man, dis 'n grappie oor EW en de Klerk. En dis al wat hy vir my gesê het. Niks verder gesê. Maar soos pastoor Jan sê, ek was so in 'n euforie is dalk die regte woord, dat ek het nie besef wat Helene vir my sê nie. Want ons moes 8 uur in die oggend die eerste ete gee, en dit was nie net 100 mense nie, dit was 110 mense. Eerste ete in die oggend, 'n gekookte ete. Nie breakfast, nie broodjies, nie snackbitjie. 'n Gekookte ete, 8 uur in die oggend, dan weer 12 uur in die middag, weer 110. Soms was dit 120 mense, dan weer 8 uur die aand, die volgende een, en dan 12 uur in die nag, die laaste ete, vir die manne wat nagdiens gewerk het. Ouens, dit was baie werk. Dit was baie werk. Hoor, ek weet, ons het sakke en sakke aardappels so gesit in skool. Weet jy wat, niemand het homself raak gesny nie, niemand het gebrand nie, niemand het niks verkeerd nie. Ons het daar gestaan en kos kook, nie? En dan sing ons, ek onthou oorlede Breed Potgieter. En dan sit ek 'n liedjie in en dan sing hy. En daai tyd was Corneille nog in die huis, en Corneille het eksamen geskryf, kom hy in sy kamer uit, hy sê, mens kan nie slaap in die plek, maar jy sing so, dat daar waar ek in my kamer is, kan ek nie slaap. Maar dit was 12 uur in die nag, dit was die laaste ete gewees, 12 uur in die nag, so dit was 'n groot ding, alles tot eer en verheerliking van God se naam, want die Here sal nie dat sy kinders bedel vir brood nie. Amen. Hoor julle wat ek sê? Die Here sê, jy wat 'n regverdige is, sal nie bedel vir brood nie. Jy sal hê, God sal vir jou gee. Halleluja. So, dit is die gemanifesteerde heerlikheid van God. En ek bid dit vir almal van julle toe. En dan kry ons die glorie wat the ascribed glory, dat is nie Afrikaanse woord nie, the ascribed glory. Ons het vanoggend gesing, let there be glory and honor and praises. Dis glorie wat ons aan hom teruggee. Amen. Dis ascribed glory. Dit wat ons God toesing en verkondig, dit is die glorie wat ons in God raak sien en ons vereer hom weer daarmee. We bring you glory, Lord, as we honor you. Is die ander lied wat ek nou die dag vir julle geleer het, vir julle ken hom nog. We bring you glory, Lord, as we honor you. We bring you glory, Lord. Niemand onthou nie? Onthou julle? Julle moet goed sing, mense. Amen. Openbaring 4 vers 11. Waardig is die Here om te ontvang glorie, eer en krag. In 2 Korintiërs 3 vers 18 sê hy, terwyl ons met 'n onbedekte gesig, soos in 'n spieël, onbedekte gesig, want hierdie heerlikheid van God wat God toelaat, sal jou nie skade aandoen. Dis hoekom onbedekte gesig.
Jy hoef nie jou gesig te bedek nie. Dit sal jou geen skade aandoen nie. As jy onder die salwing van God is, sal jy niks. Daar sal niks met jou gebeur nie. Jy is veilig. Amen. Terwyl ons met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van God aanskou, nou hier is vir my so mooi, word ons van gedaante verander, van heerlikheid tot heerlikheid. Jou gedaante word verander van heerlikheid tot heerlikheid. Nou as jy 'n flou liggie het, jy het 'n ou flou gloeilampie, nee, en dan gaan jy gaan koop jy, dan sê jy vir jou man, nee man, hierdie ou liggie is te flou, gaan koop vir my 'n skerper liggie. Dan gaan koop jy vir jou 'n skerper liggie, dan sit jy die skerper liggie, sit hy vir jou in, dan brand hy helderder. Is van heerlikheid tot heerlikheid. Dan kom jy nader aan en sê, is nog steeds te dof. Kry vir my die grootste klou wat jy in die hande kan kry. Veral as jy sukkel met daai garing om hom so in die naal in te kry, nee. Dan soek jy die sterkste lig wat daar is. Van heerlikheid tot heerlikheid word jy verander. So, ons skyn al hoe meer en meer en meer. Maar wat laat jou skyn? Die gehoorsaamheid. Jy kan nie skyn as jy ongehoorsaam is nie. As jy ongehoorsaam is, dan is daar vlekke en dan blink dit nie. Amen. En dan word die heerlikheid van God nie weerspieël nie. Nou, hier moet julle neerskryf. Die glorie is nie iets van Christus nie. Die glorie en die heerlikheid is nie iets van Christus nie. Dit is Christus self. Moenie dink dit is net 'n byproduct of Jesus. It is Jesus Christ himself. Ek het geweet jy gaan my vra waar staan dit. Kolossense 1 vers 15 tot 18. Hy is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemel en op die aarde is, sienlik en onsienlik. Trone, sowel as heerskappye, owerhede, magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. En hy is voor alle dinge en in hom hou alles stand. So, Christus is die manifestasie. Die heerlikheid van God is Christus self. So, as jy in die heerlikheid van God is, dan is Christus nie net ver van jou af nie. Hy is deel van jou. Soos hy sê, jy word van gedaante verander, van heerlikheid tot heerlikheid. En hy is die hoof van sy gemeente. Julle moet weet dat Jesus Christus is die hoof van hierdie gemeente. Nie ek of pastoor Jan of die kerkraad of wat nie. Christus is die hoof van hierdie gemeente. Jesus moet in alles eerste wees in jou lewe. Amen. Vir jou om sy glorie te weerspieël, moet jy hom eerste plek gee. Gee hom eerste plek in jou verhouding. Ja. Gee hom eerste plek in jou tyd wat jy spandeer. Gee hom eerste plek in jou finansies. Gee hom eerste plek in jou gebedslewe. Gee hom eerste plek in jou aanbidding. Gee hom eerste plek in liefde en vergewensgesindheid waar jy moet vergewe. Oral waar jy gaan, in jou wandel, oral waar jy gaan. Neem verantwoordelikheid vir wat jy met Christus doen. Hierdie glorie van God is die heerlikheid van God. Jy moet verantwoordelikheid neem van wat jy met hierdie glorie en hierdie heerlikheid doen. As ek vir jou 'n staaf goud gee en na 3 weke kom ek na jou toe en ek vra vir jou, waar is die staaf goud? En jy sê vir my, ek weet nie wat ek daarmee gedoen nie. Ek dink ek het dit weggegooi, ek dink ek het dit in 'n swart sak gesit. Wat gaan ek vir jou sê? Ek gaan vir jou sê,
het jy houthooi en stoppels in jou kop? Is jy 'n houtkop? Kan jy nie dink dat jy met goud moet jy mooi oppas. Amen. So as jy houthooi en stoppels in jou kop het, dan dink jy hout. As jy 'n houtkop man, is erger as Pinocchio. Nee. En die Bybel sê, as daai ding brand, dan bly daar niks oor nie. Net as. Maar as daar goud in jou kop is, en hy brand, dan brand hy skoon. Wie van julle het die les geniet, wat Woensdag uitgegaan het, van die goud, wat geluister word? Ja. Yes, julle het hom geluister. Amen. Kolossense 1 vers 27, aan wie God wou bekend maak, wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus in julle. Woe! Christus waar? Christus in julle. Die hoop van heerlikheid. Halleluja. Nie Christus langs jou, nie Christus in die kerk nie. Waar is Christus? In jou. Die hoop van heerlikheid. Gehoorsaamheid glorifies God. Obedience glorifies God. Wees gehoorsaam aan God. Dit wat die Here vir jou sê, doen dit, al is dit vir jou moeilik. En ek weet, daar's baie van julle. Daar's baie van julle wat hier by die kerk aankom, maar voel julle nie goed nie. Maar jy is gehoorsaam. God loves you for that. God eer jou daarvoor. God loves you for it. Ek en pastoor Jan ook. Ons is ook mense, partykeer voel jy nie wel nie. Partykeer het jy 'n operasie gehad, maar daai volgende Sondag as jy weer nie so, soos Annetjie, soos Piet, soos almal van julle, Antonie, jy jou huis wat afgebrand het, maar jy was hier gewees. En maak nie saak wat gebeur nie, soos Karen jou kiezer preek, maar jy is hier. Amen, halleluja, soos jy Chandra, maak nie saak wat gebeur nie. Jou gitaar raak weg. En ons kry hom nergens in die tuin as hy toegesluit in jou boel, nee. Maar jy is hier. Waar was hy geweest? There was somewhere in the house. Yes. Of jy verloor jou bron. Maar jy is hier, want jy is gehoorsaam. Amen. Halleluja, halleluja. Moenie verskoning soek vir jou ongehoorsaamheid nie. Amen. Moenie verskoning soek vir ongehoorsaamheid. Nee, maar ek kan nie, jy weet wat die ander mense, dis vir die ander mense maklik om die Here te dien, want jy sien, hulle is ryk, hulle het baie geld. Hulle, dis vir hulle maklik. Los ons van, almal van ons is mense. Dis vir ander mense maklik om die Here te dien. Nee, dit is nie. Dis vir almal van ons 'n stryd van geloof. Amen. Maar die Here sal nie toelaat dat jy dit doen sonder dat hy jou vergoed daarvoor nie. Gehoorsaamheid glorifies God. Nou, die kroon van glorie, 1 Petrus 4. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Die kroon is vir almal wat bedien het in die koninkryk van God. Nou, ek sê weer, dit is 'n kroon vir mense wat getrou is, vir die mense wat Sondagskool gee, vir die mense wat selleiers was, vir die mense wat intersessie gebed doen. Maar dit is ook vir mense wat fisiese dinge doen. Daai kroon van heerlikheid en van glorie is vir al daai mense. Van pastore tot deurwagters, tot musikante, tot admin personeel. Want hulle het dit nooit gedoen vir hulle self nie. Hoor jy wat ek sê? Hulle het dit nooit gedoen vir hulle self. 2 soorte liefde. Een soort liefde is agape liefde. Agape liefde sê, ek gee alles. Ek verwag niks terug.
Dis wat Jesus Christus gedoen het aan die kruis. Hy het alles gegee. Hy het niks terug verwag van jou en van my. Hy het nie verwag dat ons moet sê, o, dankie Here, of wat nie. Maar daardeur het hy vir ons 'n uitnodiging gegee en hy het gesê, hier, ek het die plek vir jou berei. Nou, verlei liefde is die wêreldse tipe liefde. Verlei liefde sê, o, ek sal die Here dien, maar julle moet onthou, ek het soveel en soveel en soveel gedoen vir die Here en nou skuld die Here my dit en dit en dit, of die kerk skuld my dit en dit en dit en dit. Hou dit dan bewuster vir jouself. Moenie dit vir God gee nie, want dit tel my in die koninkryk nie. Dit wat jy vir Jesus doen, doen jy omdat jy wil dit van doen. Because you love him, you do it. En dis nie vir jou roof. Jy dink nie daaraan, hy weet jy met die kerk skuld by baie geld. Vir alles wat ek vir hulle gedoen het nie. Dis allebei liefde, jy gee. En jy dink nie terug aan wat jy gegee het nie. Amen. Amen. Halleluja. Gee sonder om iets terug te verwag. Daar is 'n vasstaan onder moeilike omstandighede. 'n Offer wat gebring word. Al voel jy jou arms breek af. Al word jy nie betaal nie en al sien niemand wat jy doen nie, dan doen jy dit steeds. En dis gehoorsaamheid. Dit gee vir jou die kroon van glorie. Want dis wat Jesus gedoen het. Dis wat hy gedoen het. Dis die voorbeeld wat hy vir ons gegee het. Daar's 'n ewige kruis en 'n kroon. En daar gaan baie eer en belangrikheid saam met dit. Dit fokus op die ewige dimensie, die onsigbare plek, waar niemand sien nie, behalwe God. Dat is baie goed wat jy doen, wat niemand sien nie, net God sien dit. Net God sien dit. Jy gaan in die nag en jy gaan op jou knieë en jy bid. Miskien bid jy vir jou leiders, miskien bid jy vir ons, miskien bid jy vir iemand anders. Miskien gaan jy in barend weer vir iemand anders. Mense sien dit nie, maar God sien dit. En dis vir hom belangrik. Nou, hierdie kroon gaan ons eendag kry. Maar, as jy in Markus 10, vers 28 lees, sien jy dat die disippels, Petrus, sê, kyk Here, ons het alles verlaat en U gevolg. En hy sê, kom ons gaan net gou so doen, Markus 10:28. Markus 10:28. So, daar is ook 'n blessing wat in hierdie lewe na jou kan toe kom. So dis in die ewige dimensie, maar dis ook in hierdie dimensie. 10:28. Toe begin Petrus vir hom sê, kyk, ons het alles verlaat en U gevolg. En Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir julle, daar's niemand wat huis of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my en van die evangelie verlaat het nie, of hy ontvang, wat staan in julle Bybels? Nou, dankie Karel, wat staan in julle Bybels? Of hy ontvang? Nou, in hierdie tyd, 100 maal soveel, huise, broers, susters, moeders, kinders en grond. Voor ek die volgende lees, maar as een ding wat hy nie veel gaan gee, nog vrouens, net een vrou vir elke man. Amen. Sê amen. Amen. Yes, net een vrou. Nee, maar nou nie jou vrou los. En dan kom staan jy op hierdie skrifgedeelte en sê, Here, ek het my vrou gelos, gee vir my nog 10 ander. Nee. Ja, die skrif het verbaal uit. Dit is wanneer jy jou huweliksmaat dalk verloor en hierdie dood afstaan, dan sal die Here vir jou weer 'n maat gee.
en hy sal jou behoefte vervul. Maar, nou sê hy, huise, broers, susters, moeders, kinders, kom ons kyk gou na huise. So wie van julle het al jou huis vir die Here gegee? So jou huis behoort nie aan jou nie. Dit beteken, ons kan in jou huis inkom en ons kan 'n byeenkoms daar hou. Amen. Want dis mos nou nie meer jou huis nie. Nee. Dis mos nou nie meer jou huis nie, jy het mos vir die Here gegee. Of is ek nou verkeerd? Wie van julle het julle karre vir die Here gegee? Ja, so. Daai kar behoort nie aan jou nie. Dis die Here se kar, hy ry vir die Here. Amen. Wie van julle het jou moeder vir die Here gegee? Meeste van julle het seker julle skoonmoeders vir die Here gegee, maar jou moeder het jy gehou. Moet dit nou nie verkeerd verstaan nie. Maar ja, moeders verlaat en kinders. Baie keer wil jou kinders jou nie volg nie, as jy die Here dien. En hierdie is 'n woord van troos vir jou. Jy dien die Here met alles wat jy het en jou kinders volg jou en hulle wil jou nie volg nie. Op hierdie stadium lyk dit nie asof hulle jou wil volg nie. Nie worry nie. Die Here gee vir jou 100 maal soveel kinders. Amen. En grond, saam met vervolginge, o genade, saam met vervolginge, waarvoor het ons nou opgestaan? Vervolging sal daar altyd wees, want sodra jy besluit, ek gaan nou meer vir die Here doen, dan is daar iemand wat kom, ons noem hom daai een nie, Brinkies, en hy sê vir jy, nee, moenie meer doen nie, doen minder, en ons stuur ons nie aan daai gedagtes nie, want ons weet, waar op daai gedagtes vandaan. So, mens word vervolg, jy word verkeerd verstaan, yes, amen, wie van julle se familie het julle al verkeerd verstaan? Yes, en dan het jy hartseer, is hartseer die binnekant, want hulle verstaan jou verkeerd. Jy het nie die beste intensie met jou familie, maar hulle verstaan jou verkeerd. En dan sit 'n vervolging, dan voel jy, ai, is dit die moeite werd om die Here te dien? Ja, 100 maal, ja, is dit die moeite werd om die Here te dien. En in die eeu wat kom, die ewige lewe. Halleluja. Daai kroon, is die moeite werd. Ja, amen. Dis 'n kroon van glorie. Ons het laasweek gedoen die sielewennerskroon. Halleluja, dit was 'n lekker een. Nou, hierdie een is die kroon van glorie. 1 Korintiërs 15 vers 19. Want as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. As jy net vandag hier staan en jy sê, ag Here, gee my nou net vandag dit, gee my dat, gee my dit, gee my dat. Ek bedoel dit nou nie negatief nie, jy mag altyd vir die Here vra wat jy nodig het. Maar as jy net vir Christus op hierdie lewe hoop en jy wil net hier 'n gerieflike lewe leef, dan is jy die ellendigste van alle mense. Hou goeie moed, my broer en my sussie, daar lê 'n kroon weggelê vir jou. Dis die kroon van glorie vir hulle wat gehoorsaam is. Halleluja. Pastor Jan, ons kan vir Sanet gaan roep. Weet jy, ek het gedink dat die kinders daar bly, dat sy hulle besig is. Ons sal vir ons vertel van die van. Goed, kom ons sluit af. Vader, baie dankie vir die kroon van glorie. Dankie dat ons gehoorsaamheid gaan nie ongesiens verby in die Here. Dit wat mense nie kan raak sien, dit sien U raak, Vader. En U is nie onregverdig om ons liefdesarbeid te vergeet wat ons gedoen het vir die heiliges en nog steeds doen. Maar U sal ons beloon op die regte tyd as ons nie verslaap nie. Dankie Here dat elke persoon wat hierna luister oordek word met die heerlikheid van God, van heerlikheid tot heerlikheid. Dankie Here
dat elkeen van hulle kan smaak hoe goed en hoe wonderlik is dit om in u teenwoordigheid te wees. Ek sê dankie Here vir almal van hierdie mense wat vandag hier is, wat saamgekom om hierdie byeenkoms moontlik te maak. Dankie vir die musikante, Here. Dankie vir die admin, dankie vir hulle wat die klank gedoen het. Dankie Here vir hulle wat hulle voertuie beskikbaar gestel het, Vader. Dankie Here vir hulle wat finansies inbetaal het, Vader, sodat hierdie bediening en hierdie woord kan aanhou voortbestaan. Ons loof en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen.